Hallo julle, vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Jeremia 29 vers 11 en wil ek graag saam met julle ondersoek instel oor wat dit beteken om God werklik te vertrou. Nou, die lewe is vol ongelooflike moeilike omstandighede en te midde van al hierdie teleurstellings en hierdie pyn waardeur ons daagliks moet gaan, kan dit moeilik wees om God te vertrou dat hy 'n goeie God is of 'n Vader wat vol liefde is, 'n liefdevolle Vader is. Maar gelukkig beloof God ons dat ons sy hart kan vertrou. Selfs wanneer ons nie sy hand te midde van al hierdie chaos kan raak sien nie. So kom ons kyk vandag na wat dit beteken om God te vertrou te midde van ons omstandighede. Nou meeste van ons ken die vers uit Jeremia 29 vers 11 en wanneer ons dit in konteks lees, dan dink baie van ons dat dit nie noodwendig op ons van toepassing kan wees nie, omrede dit 'n belofte aan die volk van Israel is gedurende hulle ballingskap. Maar dit is juis wat Jesus se werke hier op aarde so wonderlik gemaak het. Hy het gekom sodat al hierdie beloftes aan sy volk ook vir ons as gelowiges van toepassing kan wees in vandag se lewe en kan ons daarom dit beamoen en ook ons vertroue daarin plaas. Nou Jeremia 29 vers 11 sê die volgende: Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So terwyl ons fokus op 'n praktiese manier om vandag saam met God te begin, laat ons vir 'n oomblik stil staan om onsself hierdie eerlike vraag te vra. Waarom moet ons dag of ons toekoms of selfs ons lewens aan hom toe vertrou? Kyk, die feit dat ons in 'n gebroke wêreld woon, kan nie vermy word nie. En vir baie van ons kan die tragedies en die teleurstellings wat ons daagliks in die gesig moet staar, ons laat bevraagteken of God werklik 'n goeie God is. Nou, hierdie bevraagtekening is normaal, aangesien ons as gelowiges glo dat God alwetend en liefdevol en almagtig is. En omdat hy alles weet van ons daaglikse probleme, glo en vertrou ons dat hy genadig en lief genoeg is vir ons om ons daarmee te help. En dat hy ook kragtig genoeg is om enige boosheid te stop of te vernietig nog voordat dit gebeur het. Maar tog lewe ek en jy nog steeds in hierdie gevalle en gebroke wêreld waar daar daagliks slegte dinge met goeie mense gebeur. Nou, ek weet nie van jou nie, maar daar was al menigte gevalle waar God nie al my gebede beantwoord het soos wat ek wou hê hy dit moes beantwoord nie. En baie keer voel dit en maak dit 'n mens nogal 'n half teleurgesteld in God. Maar net omdat hy nie jou gebed geantwoord het soos wat jy wou gehad het dit moes beantwoord word nie, beteken dit nie dat hy jou nie geantwoord het nie. So waar het God jou dan nou eintlik teleurgestel? Soos ek genoem het oor die konteks van Jeremia 29, het die Israeliete 'n ewige stryd op hulle hande gehad. Hulle was ballinge in Babylon. En hulle het as slawe geleef vir 'n vyand wat hulle uit hulle huise uit gesteel het en ook hulle tempel vernietig het. En tog, te midde van hulle lyding, het die Here hulle beloof dat hy planne van welstand vir hulle het en nie planne van kwaad nie. En dat hy vir hulle 'n toekoms van hoop wil gee. Nou, hy het daardie planne vervul toe hy die Persiese ryk opgerig het om die Babiloniese ryk te vernietig sodat sy mense na hulle beloofde land kon terugkeer. En daar het die Israeliete hulle tempel weer herbou en hulle volk hervestig en 5 eeue later het die Messias gekom en in daardie einste tempel het hy onderrig gegee en ook sy lewe afgelê vir hulle as ook vir ons sondes. Maar hoe verbind die Bybel God se planne vir die welstand van sy volk met die boosheid en die lyding en die probleme wat ons vandag ervaar?
Ons kan die benadering tot hierdie vraag in die volgende skrifgedeeltes lees. In Galasiërs 5 vers 13 tot 15 kan ons sien dat baie van ons probleme die gevolg is van ons misbruikte vryheid en dat dit nie God se bedoeling is of was nie. Dit sê die volgende: want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer nie. Ons lees ook in Jakobus 1 vers 2 tot 4 dat die Here lyding gebruik om ons geestelik te laat groei. Daarin staan geskrywe: ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. Ons sien ook in 1 Korintiërs 13 vers 11 tot 13, maar veral in vers 12 dat ons sal in die toekoms meer verstaan as wat ons in die Here verstaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Jesaja sê vir ons dat God saam met ons stap deur ons moeilikste dae. Hy sê in Jesaja 43 vers 1 tot 4 die volgende: maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou liefhet. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. So watter benadering ook al die meeste relevant is vir jou vandag, hier is die realiteit. Hoe moeiliker dit is om God te vertrou, hoe meer moet ons hom vertrou. Op ons seerste dae, wanneer ons die meeste versoek word om van hom af weg te draai, het ons sy hulp die meeste nodig. Hoe sieker die pasiënt, hoe meer dringend is die dokter. So, ek wil jou vandag die volgende vra. Wat is jou grootste uitdagings vandag? Watter vrese of bekommernisse druk jou hart die meeste? Spandeer dan tyd om daaroor na te dink en dit vir die Here voor te lê. Vertrou hom dat hy jou uit hierdie uitdagings en bekommernisse sal red. Onthou, ongeag jou omstandighede en uitdagings, hy is in beheer en hy wil vir jou 'n oorvloedige, vreugdegevulde en getransformeerde lewe vir jou hê. Vertrou sy hart en dat sy hart ten goeie vir jou is wat vir hom lief is. So, terwyl ons dan vandag God met ons omstandighede vertrou, vind ook terselfdertyd maniere om 'n dienaar vir ander te wees wat soortgelyke uitdagings in die gesig staar. Onthou ook volgens 2 Korintiërs 1 vers 4 dat God troos ons in al ons verdrukking, sodat ons die wat in enige verdrukking is, kan troos met die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. En wanneer jy bid, dalk is daar iets wat jy vandag kan identifiseer wat jou teleurstel in God. Noem dit vir hom
Wees spesifiek en wees eerlik. Vra hom oop en eerlik, soos Dawid in Psalm 10 vers 1. O Here, waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid? Vra hom vir die geloof om hom met jou probleme te vertrou. En wanneer jou geloof kort kom, sê vir hom soos in Markus 9 vers 24 geskryf staan: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Vertrou jou uitdagings en jou dag op die Vader se voorsienings en sy plan en sy liefde vir jou. Bid Psalm 37 vers 4 tot 6 en sê vir die Here dat jy jouself in hom verlustig en daarom weet jy dat hy jou die begeertes van jou hart sal gee. Sê vir hom dat jy jou weg aan hom oorgee en op hom vertrou en daarom weet jy dat hy dit sal uitvoer en dat hy jou geregtigheid sal laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en deel dit asseblief met almal wat jy ken. Jy weet nooit watter van jou vriende of familie of jou kennisse gaan hierdie boodskap vandag in hulle lewens nodig kry nie. Jy help dalk net iemand om meer op God te vertrou vandag. Jy is ook welkom om jou kommentaar te lewer op hierdie plasing en jou opinie te deel. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Tot volgende keer, ons chat weer. Shalom, shalom.